vir die musiekleier van die kinders van Korag met sopraanstemme 'n lied. Vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. Hoor mooi wat sê? God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Nou vanmôre wil ek vir u vra dat u moet gaan terugdink, daar waar jy sit. Sit op die stoel, maak jou oë toe en dink gou vir my terug in jou lewe in. Waardeur het God jou al gedra? Amen. En vanmôre sien as ek vanmôre 'n titel aan die boodskap kan sê, dan sal die titel wees, moet God nie 'n spaarwiel maak nie. Want jy sien die probleem wat ons as mense het, is een. Laat dit goed gaan. Laat jou koskaste vol is. Laat jou voertuig se tank vol petrol is. Omdat jy 4 nuwe bande op jou kar nie kan hê, dan het ons mense die neiging om net gou vir God te sê, Here, ons gooi nie weg nie, maar staan dit ook vir ons. Dit is wat die mensdom doen. Gelukkig hierdie mense hier so in hierdie kerk nie se doen nie. En vanmôre preek ek vir myself, wanneer ek met my hart gepraat het oor, en hy sê, waarom as dit met jou goed gaan, vergeet jy van God? Kan ek net gou iets sê pastoor? Ek wil net sê, dis 'n bevestiging, dis presies wat ek Vrydag vir die kinders by die skool met my woord gegee het. Amen. Ja, so werk jy, dankie Here, dankie vir daardie, jy sien, wanneer dit met ons goed gaan, dan vergeet ons so 'n bietjie met die Here te gesels. Matteus 6 vers 33 is 'n baie mooi skrif. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie dinge sal nie vir jou bygevoeg. Dit sal. Hy sê dit sal vir jou bygevoeg. Ja, dit sal vir Jy seker? Ja. Is jy 100% seker? 100% Jy het die verkeerde Bybel weet. Hy sê, dit is die waarheid, hy sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Soek jy 'n nuwe motorfiets, Kobus? Soek jy 'n Busa 1300? Soek die koninkryk van God en alles sal vir jou bygevoeg word. Amen. Soek jy 'n nuwe kar, kan nie? Soek die koninkryk van God en alles sal vir jou bygevoeg word. Amen. Hy sê nie net die helfte nie. Hy gaan nie vir jou 'n halwe voertuig stuur nie. Hy gaan nie net vir jou agterwiel van 'n Busa stuur nie, Kobus. Want hy gaan nie vir jou 'n halwe dieseltank stuur nie. Nee, God stuur vir jou alles as jy hom soek en sy geregtigheid. Amen. Het jy alles? 'n Nuwe huis kom. Psalm 23 skryf koning Dawid. Hy sê, die Here is my herder, alles gaan my ontbreek. En hy sê Niks sal my ontbreek nie. Prys die Here, ek is dan net die pastoor se dogter hier gedaan. Hoor mooi wat sê koning Dawid, hy sê, die Here is My herder. Niks sal my ontbreek nie. Jy sien die probleem wat ons as mensdom het, ons vergeet van God, wanneer dit goed gaan. Dan die moment as daar 'n probleem kom, dit is wanneer God die lekkerste werk. Dit wil ek ook vir u sê vanmôre. Want jy sien wanneer ons God begin soek, met ons probleme, wanneer ons om 'n tafeltjie begin dans in die môre, en God se naam begin aanroep, oor 'n probleem wat ons het, dan kom die Here, en hy voorsien 2-3 orrels op 'n slag. Dan kom die Here en hy voorsien 'n kerkgebou ver bo my denkwyse wat ek nie gedink het God sal gee nie. Dan stuur God 'n man na ons toe om vir ons te kom aflewer, want ek het nie geweet hoe nie. Dis wat gebeur wanneer jy God soek. Amen. Psalm 107:19 sê, toe het hulle tot die Here geroep in hulle benoudheid, en hy het hulle uit hul angste
verlos. As jy iets soek, dan gee jy. As jy jou koskaste wil vol kos hê, dan gee jy. As jy brandstof nodig het vir jou voertuig, dan gee jy. Laas maand was een van die moeilikste maande in my lewe. Ons werk so 120 km van die huis af, so dis so 240 km, 50 die word tyd elke dag om te ry. Ons kry petrolgeld, ons is 'n saamry klap wat ry, en almal betaal brandstof. Vandag is tyd die regering, hulle sê die brandstofpryse. En ek sê vir my vrou, I do not know how we're going to survive this month. En sy sê vir my die volgende woorde, dat die mag van lewe en dood, skryf wat Paulus lê in jou tong, en sy sê ek spreek vandag lewe, daar sal finansies wees, om elke dag by die werk te kom, en elke dag terug te kom, prys die Here, dit was so. Amen. En ons moes 2 wiele vervang. Ek het 2 wiele verloor in Kimberley gate wat in die pad was. Maar die Here is so goed vir my, ek verloor nie een band nie, want ek by die man kom wat die bande regmaak, sê vir my pastoor, moet jy nie bekommer nie, ek herstel jou bande vir jou. Amen. Ek herstel 2 bande met 'n merk. Vir 'n 2000. 2000 rand. Dis wat God begin. Want hy sê, as ons hom roep, dan haal hy ons uit ons benoudheid. Prys die Here. Spreuke 3 vers 5 en 6. Julle moet mooi hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê: Vertrou op die Here met jou halwe hart en dan steun op jou eie krag, nie op God se nie, want God weet nie wat hy doen nie. Hy probeer nog. Nee. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart. Jou hele hart, nie 'n halwe hart nie, nie 'n kwart nie, nie 'n bietjie nie. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart. Sissie, wil jy beter vorder in skool, begin op God vertrou met jou hele hart. Nie op jou pa nie, nie op jou ma nie, nie op jou ma se ondersteuning nie. Vertrou op God. Amen. Hy sal dit doen. Hy sê steun nie op jou eie insig nie. En ken hom in al jou weë. Dat ek julle verduidelik van ken hom in al jou weë. Prys die Here. Ek werk op 'n plek in Nelspruit, Witrivier op 'n plaas, huis, 'n bakkie, goedkoop vleis. En ek kry hierdie werksaanbod. En ek bel vir pastoor Mike, ek sê pastoor Mike, hierdie geleentheid, en ek doen pastoor Mike bid nie ons gaan. Posmansberg toe. My vrou skop met alles, ek sê Posmansberg plek en Mike het besluit dit is so. Weet jy dat ek en Mike al twee nie reg gehoor het? Maar ek het 'n les kom leer. Wanneer ek gesê ek moet nie gaan nie, ek het gegaan en ek moes 'n jaar deur smarte. Ek moes 'n jaar by 'n man sit wat my van die môre tot in die oggend 2 uur gevloek en geskree het. Maar ek is daar deur en ek het by die Here begin huil. Ek het vir die Here gevra, Here maak vir ons 'n weg oop en ons begin bid. En ons maak begin saam bid. En pastoor Elie, ons moderator van Lord begin saam bid. Pastoor Louis Koeman begin saam bid. Pastoor Benny Pretorius van Hele Rustenburg begin saam bid. En jy weet wanneer ons almal begin saam bid het en ons begin staat maak op God, wanneer ons hom roep in ons benoudheid en ons hom nie meer spaarwiel maak nie en ons soek vir God in alles wat ons doen en alles wat ons het. Maak die Here vir ons die deur oop. Ons trek Rustenburg. Jy weet ek soek 'n plek om ons trek te voel vat van Posmansberg af Rustenburg. Ek kry 'n man baie goedkoop. 7000 rand. Weet jy hoe goedkoop is dit? Dis jy betaal die man sy geld en die oggend van die trek is die man weg. Met die 7000 rand. En ek gaan help en ek sê, Here, hoe nou? Here sê, jy het my nie geken of jy daardie man mag gebruik. Ek sê, Here, die Here sê,
ken my in al jou weë. Ek sê julle maak asseblief die deur oop, dat my trakkie kan kom. My vrou is hier en my kinders is hier en my nevels is in Bosmansberg. En ek is in benoudheid en ek huil met die Here, ek sê, Here, hoe maak ek? En die Here stuur 'n man my pad langs, voorsien vir my die finansies, R25.000 om 'n treklorry te betaal, om my trek hier te kry. Dit het my nie eens sent gekos. Weet jy wat leer ek daaruit? As ek God geken het in al my weë, het ek nie R7.000 verloor. Dan sou ek nie die R25.000 gekry het. Vanmôre wil ek vir julle sê, ken God in al jou weë. Moet God nie 'n spaarwiel maak nie. God is nie 'n spaarwiel agter in jou kattebak nie. Gelukkig, my goeie ou vriend Kobus, sy karretjie is spaarwiel, prys die Here. So ek weet, hy kan nie sy karre, hy kan vir God nie 'n spaarwiel maak nie met sy karretjie nie, prys die Here. Prys die Here, ons het al die rekening is baie lief. Prys die Here, in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan. Saam met hom. Hoor mooi wat sê die woord van die Here. Die woord van die Here sê nie, hy gaan klop en dan gaan hy self inkom nie. Ja, die Here gaan kom klop. Gaan jy vir hom oopmaak? Of gaan jy nog die Here so 'n bietjie as 'n spaarwiel gebruik? Dit is die tyd geword in vandag se lewe om minder te kla en te murmureer oor ons land, oor ons werksomstandighede, oor ons finansiële omstandighede. Dit is tyd geword as ons as kinders van die Here begin werk. Die Here klop. Gaan ons oopmaak. Of gaan ons nog 'n bietjie die Here as 'n spaarwiel gebruik? Wanneer dit nodig is om hom te soek, gaan ons hom soek. Johannes 15:5 sê, hoor baie mooi. Ek daarom maar die vir Johannes. Dis nie hoe ek my naam genoem is, pastoor. Dis baie lief. Ek kan die mooiste woorde geskryf. Ja. En dan maak die Here ook so slim maak wat hy vir Johannes gemaak het. Hy sê sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15:5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Koning Dawid staan, hy's besig, hy gaan vermoor word, hy gaan doodgemaak word, en hy weet nie watter kant toe om te gaan nie, maar hy weet dat God is nie spaarwiel nie, en hy kom en hy staan sy oë op, en hy sê, Vader, ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal vir my hulp kom. Weet julle wat is die mooiste? Hy antwoord homself, hy sê, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ek kan niks doen. Ek kan vir u niks doen. Ek kan vir myself nie eens iets doen nie. Met al die geleerdheid in die wêreld kan ek vir myself niks doen nie. Ek kan vir u niks doen nie. Maar wat ek wel vir u kan doen is, ek kan u opdra na die troonsale van die Allerhoogste. Ek kan u vanmôre deel van Jesus, die naam bo alle name, wat alles kan doen. Amen. Hy sê, as jy hom soek in al jou weë, dan beteken dit nie, jy moet hom net soek wanneer jy nodig het. Jy moet hom soek elke dag. Amen. Jy moet hom soek elke aand. Jy moet hom soek elke middag. Wanneer jy besluit maak, moet jy God soek. Is dit die regte besluit? Gelukkig het die Here my geleer om te gaan vra, want ek het op die hart in die Here gekry. Maar ek dank die Here vanmôre dat
hy my deur daardie leerproses gevat het en hy my geleer het om hom te ken in al my weë. Jy sien, wanneer jy iets nodig het, prys die Here, hierdie gemeente het prys. Amen. Ja. Soek die Here in al jou weë. Ek wil vanmôre vir u 'n baie belangrike gedeelte net weer voorhou. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou vanmôre wil ek net vir u vinnig net by stil staan dat die geregtigheid van God is nie om net voor te gee. Wanneer die pastoor kom kuier, dan dis altyd vir my so snaaks, dan haal altyd die mense die wit koppies en die goue ry. Goed het al gesien. Ja, is die waarheid. Dan is die reine waarheid. Dan kom ek daar, dan sê ek asseblief, ek hou nie van wit koppies en goue ry. Gee net vir my staalbeker en ek as die naam. Ek wil net vir jy sê jy jok nou. Ek sal dit eers gevat vir 'n wit koppie. Maar jy sal net 'n staalbeker uit drink want jy gril vir dit. Ek sal dit mooi drink. Hy sê, soek die koninkryk van God en al sy geregtigheid. En weet jy wanneer jy die koninkryk van God soek, Dan kan jy. dan gee hy vir jou hart. Begeertes. Prys die Here. Amen. Liefdes, mag die Here hierdie week wat voor lê u seën. Mag die Here ons help in hierdie week wat voor lê om hom te gaan soek in al ons besluite. Amen. Of ons nou wil 5 minute voor werk ry, en of ons wil van hare sny, en of ons wil nuwe bande gaan koop vir ons voertuig, kom ons ken die Here in alles wat ons doen. Amen. Want die moment as ons dit gaan begin doen, gaan ons God nie meer 'n spaarwiel maak nie. Dan gaan ons God die bestuurder van ons lewe maak. Dan word God in beheer geplaas. Dan word God die middelpunt van jou lewe. God word dan die middelpunt van jou bestaan. Nie meer jou vrou en jou kinders nie, maar God. Jesus, die naam bo alle name. Mag die Here u seën in die week wat voor lê. Baie dankie. Pastor Mike, kan ek vir die vrou vir ons nagmaal bid asseblief. As jy sal kry. Dit is ons gaan nagmaal gebruik. En dan ons kan my vir ons die nagmaaltafel